Ek wil vandag met u gesels oor die naam van Jesus, die naam bo alle name. Halleluja, prys die Here. U weet, vandag is 'n naam verskriklik belangrik. Vra maar vir die jong mense. Hulle soek 'n brand name. Ek meen, as hulle in die stad loop, jy weet, en dan wil hulle die skoene dra, wat wys dat het geld gekos. Hulle wil die jean dra, jy weet, sommer nie net enige ou jean wat die Chinese maak nie. Nee, dit moet 'n brand name wees. Dit moet iets wees dat ou kan sê, die man het hom geld gekos. En hy moet 'n hemp dra, maar om ten minste wys, jy weet, man, ek sê jong man, I've made it, jy weet, dis nie sommer net hierdie naam nie, dit moet so iets wees soos Jeep of Pringle of so iets. En nou deesdae is die boertjies ook in, en nou kry jy tot hulle boerboel hemp en 'n broek. Ek wil nog nie daai skoene sien, moet seker krokodil wees. Maar ek wil vandag vir jou sê, 'n naam is belangrik vir elke mens op aarde. Party mense floreer op die naam van hulle families, jy weet. En ander mense gebruik mense se name, want dit laat hulle goed voel en important voel, belangrik. Maar ek wil nou vandag vir jou sê, die woord van God sê, die naam van Jesus, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander naam in die hemel of in die aarde waardeur ons gered kan word nie. Wie is hierdie Jesus? Dis hy wat geloop het en vir die Satan in die woestyn gesê het, gaan weg agter my, want die woord sê, dit is hy wat die duiwels uitgedryf het by die man van Gadara en hulle in die varke ingegaan het, want demone het baie tuis gevoel in die lywe van die varke, want hulle self is maar familie van hierdie mense. Ek wil vir julle sê, dis die man wat die blindes laat sien het, die dowes laat hoor het, dis die man wat die krepeles aangeraak het, sy naam is Jesus, halleluja. Dis hy wat 12,000 mense gevoer het, met 2 visse en 5 broodjies. Dit is hy wat vir die vrou by die put gesê het, ek gee die lewende water. Dit is hy wat sê, op die siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Hy het gesê, en as julle iets giftigs drink, sal julle niks oorkom. Op die siekes sal julle die hande lê en hulle sal gesond word. Sy naam is Jesus. Geen ander naam is so groot, so magtig, soos die naam Jesus. En baie mense kan baie sê van die naam Jesus, maar jy weet wat, as jy 'n persoonlike ondervinding in Jesus het, kan niemand dit van jou af wegvat nie. Amen, wanneer die getuienis van Jesus Christus jou lewe slaan, dan loop jy en praat en niemand kan jou mond stil maak nie. Niemand kan vir jou sê, bly stil nie, jy weet, want jy het iets om te vertel, halleluja. Jy weet, as ek na my lewe moet kyk, en weet jy wat, ek dink ek is bevoorreg, ja, maar weet jy wat, as ek ook na myself kyk, en sê ek, my God, ek is aan soveel skuldig, Here, ek gaan seker eendag baie moet betaal, want weet jy, die Here is so goed vir my, en ek weet nie of ek genoeg gedoen het vir hom nie. Ek sit, Vrydag het ons my broer se vrou, my skoonsister begrawe, en ons is terug in Ladybrand, my ou hometown, jy weet, en ons is by my broer se huis, reg oor die huis waar ons gebly het, toe ek 'n jong seun was van 5 jaar oud. Toe ek die krag van God vir die eerste keer in my lewe sien. Ek sal dit nooit vergeet nie, want dit is vir my soos helder, dit kon net so wel gister gewees het. Jy weet, my pa het 'n steenoonde gebou in Ladybrand, die eerste van sy soort in Ladybrand, en hy het met sy bonusgeld, het hy hierdie plek oopgemaak, en hy het al sy geld ingesit. En daai Desember, is daar 'n wolkbreek in die berg, en die water kom af met daai spruit, en hy vat alles weg. Alles. Dis so skoon soos hierdie vloer hier voor. Ons het net geweet, dis die plek waar die steenoonde was, aan die bord wat gesê het, dit is hier gewees.
En ons staan daar, en dis weg. En daar soveel beloftes van geld, wat moes inkom. En daai Desember, is die armste Desember, wat ons as huisgesin beleef het. En ek sit hierdie middag, dit was 'n Saterdagmiddag, sit ons op die rooi stoep, en wat is daai straat saam Kolby? Ek dink is die straat, ek kan nie onthou nie. Sit ons op die stoep, en my ma sê vir my 2 sissies, kom, ons gaan bid. Ek is 5 jaar oud, ek weet nie waaroor dit gaan nie. Ek weet nie, daar's die kos in die huis nie. Ek weet dit nie. En my ma vat my 2 sissies, en ek hoor hoe hulle in die kamer ingaan, en bid, want daar was 'n deur wat op die stoep uitgeloop het. En ek hoor hulle roep na die Here, en sê, Here, stuur vir ons kos. Ek kan dit nie verstaan nie. En weet jy, ek sit op die stoep, en ek sit so en kyk. Ek ken nog hierdie ou banke, tuinbanke wat jy gekry het met die plankies wat so was. Daar was een op die stoep gewees, ons het daar gesit, en ek so gesit en kyk, en ek sien, hier kom 'n ou man met 'n boggelrug, 'n hunchback, Stevens, en hy dra in sy 2 hande, sulke groot mandjies, loop hy, en hy kom die straat op. En hy draai by ons tuinhekkie, en hy staan daar, hy sê, is dit die huis van Dries Venter? Ek sê, ja oom. Hy sê, is jou pa hier? Ek sê, ja oom. Ek roep hom gou, en ek is daar weg. Ek kry my pa aan die agterkant van die huis, loop hy daar, loop hy op die grasberg, skop hy die gras so. Ek weet nie of hy bid of wat hy doen nie. Miskien was hy neerslagtig, ek vermoed so. Miskien was hy neerslagtig, want hy weet nie wat om te doen nie. Hy kan nie sy huisgesin voed nie. Ek sê van pa, hy sê oom hier voor by die hek, hy wil jou sien. Pa, jy moet gou maak. En my pa ruk hom reg, en hy sta, en hy kom voor, nou sê ek ook daar, ek wil ook weet wat gaan aan, want die is groot mandjies. En hierdie man sê, hy sê in ons kerk nie man, ons is AGS, hy sê in ons kerkie. As my pa kom, hy sê vir hom, ja oom Stevens, hy sê, meneer Venter, nederige man, hy sê, ek was in my tuin besig. Hy is 'n stoere man. Ek wil vir jou sê, God gebruik wat jy nie kan aandink nie. En weet jy, hy sê, ek hoor 'n stem terwyl ek in die tuin staan. En God sê vir my, hy sê, pak die mandjies, pak die groente. En hy bring daaraan vleis en brood en groente. Ek sal dit nooit vergeet nie. En hy gee my pa, daai tyd is daar, die ponde en die shillings is toe net uit, nee, is 65. En hy gee my pa 'n paar rand, ek kan nie onthou hoeveel nie. En ek sien my ma en my sissies kom uit in die trane loop, en hulle sê, dankie Here. Daai aand toe die Venters dan lekker jong. Jo, ons het hom lekker geëet. Toe sien ek die hand van God. Toe weet ek is 'n 5-jarige, God leef. En ek sê vir jou vandag, ek het hom gesien telke maal in my lewe. Ek het gesien hoe hy mense gesond maak. Ek het gesien hoe hy onderneem, probleme oplos. Ek wil vir jou sê, Jesus leef. Halleluja! Hy leef. Hy leef. Ek het Jesus gesien werk in hierdie kerk. Baie mense, weet nie eens van wonderwerke in hulle kerkie, hulle droom daarvan. Hulle praat van ander mense se wonderwerke in ander kerke. Hierdie kerk het baie wonderwerke gehad. Halleluja. Suster Rihanna sit daar waar Christen min of meer sit, een oggend met nagmaal. En die Here sê vir my na nagmaal, jy moet vir die siekes bid. En die Here sê, julle lê nie hande op nie. Hy sê, ek sal vanoggend hande op lê. En ek sê, wie siek is, staan op. Die Here sê, gaan vanoggend genees. En Rihanna Hardy staan op. Haar maag staan net so. En sy het kanker. En die sig loop by haar naaltjie uit. O, halleluja, mense, my God is groot, ons God is groot. En ek bid vir haar, ek sê, niemand lê vir haar op nie. Niemand nie. En weet jy, bid vir haar.
Maandagoggend 4:00 lei die telefoon. En toe my vrou antwoord, toe skree sy, ek is gesond, ek is gesond, ek is gesond. Ek kan nie anderste as om te jubel in my Jesus nie. Weet jy, God onderneem en hy voorsien, partymal op maniere wat jy nie kan aandink nie, en hy werk in lewens en families, sonder dat ons dit weet. My vrou, my seun David kom by die huis, hy is in standaard 6, graad 8, en my vrou sê vir hom, bring vir my jou Engelse voorgeskrewe boek. My vrou doen sulke goed, wanneer die Heilige Gees met haar praat, dan net so, en sy vat hierdie voorgeskrewe boek en sy lees hom. Mense, is daar nou pornografiese vertellings en goed en beskrywings en weet jy wat als nie. En my vrou vat daai boek en sy merk het en sy sê vir hom, hoe ver is julle in die boek? Wat sê jou juffrou hiervan? Sy nee, juffrou lag net en die kinders lag. En my vrou sê, sy sê sy sal dit nie duld nie. Sy gaan na die hoof toe. Sy sê sy wil hom sien. Hy sê mevrou, 2 minute sal wat ek jou kan gee, 2 minute. Ek sê die Here, dankie vir hierdie vrou. Sy stap en sy sê die boek voor hom neer. Sy sê meneer, my kind is standaard 6. Kyk wat so voorgeskrewe boek het hy. En sy het dit gemerk. Hy sê, liewe Here, 'n matriekseun kan nie eens hierdie goed lees. Hy sê, mevrou, los dit net hier so, ek los dit op. Volgende dag sit my seun in die klas. En oor die interkom kom daar, juffrou, maak asseblief al die Engelse voorgeskrewe boeke bymekaar en bring dit nou na my kantoor toe. En die juffrou sê, ek wonder wie nou weer gaan kla, my seun se doodstil, want hy weet is hy ma. Halleluja, hulle kry nuwe voorgeskrewe boeke. Weet jy, in die naam van Jesus is ons oorwinnaars. In die naam van Jesus is daar niks wat ons kan stop nie. Ek wil nou vir jou sê, maak nie saak hoe groot is hy struikelblok nie. Satan lieg man, hy's 'n leenaar. Jy is die oorwinnaar in Jesus naam. Halleluja. Ek en my vrou, ons gaan na 'n man se huis toe. Hy sê sy aanstaande vrou het kanker, tiemusklierkanker. Ek kan nie baie goed vertel. En hy sê asseblief kom bid vir haar. En ons salf haar, en ons bid vir haar. En dis maandag aan, dinsdagoggend 6:00 moet sy by die hospitaal wees. Hulle gaan haar doen, hulle gaan die klier uithaal, of so iets. Maar ons bid aan, ons salf haar, in die naam van Jesus. Weet jy wat gebeur? Die volgende oggend kom die narkotiseer, hy gesels met haar, is hy allergies vir dit of dit? Nee, sê sy, sy's alright. En hier kom die chirurg, en hy ondersoek haar, en hy steek vas. Hy sê, wag hiersa. Hy sê, ek wil net iets seker maak. En hy stuur haar weer vir 'n skandering. En die ding kom terug. En sy moet ingaan, seker so 2 uur se kant, jy weet, hulle stel haar uit, jy weet, stel haar uit. En die chirurg kom by haar, sy lê klaar in haar, jy weet ons daai pakkie wat hulle aantrek, wat jy so skaam is, niemand moet jou sien, hy pakkie, jy weet, sy lê klaar in hy pakkie, en die chirurg gaan staan by haar, hy sê mevrou, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar iets het gebeur, daai tiemusklier is reg, halleluja, prys die Here. 'n Jong man stap hier by die deur in, en hy praat met my, ons was hier gewees op 'n Dinsdag aan, hy sê vir my, pastoor, hulle feier ons môre, hulle maak die portiere by die hospitaal, dank hulle af, hy sê, môre maak ek klaar, hy sê, ek gaan môre my brief kry, en ek vat sy hand, ek sê in die naam van Jesus, veels geluk, hulle gaan jou bevorder, hy kry so snaakse gesig, jy weet, hy kan nou nie glo wat ek vir hom sê nie, want sy vriende het al voor hom die trekpas gekry. Toe hy inkom in die bid hier, Jesus, daai ou, jy weet, hy sê, pastoor, ek is bevorder, ek is nou 'n klerk. Tot vandag toe is hy 'n klerk.
Ek wil vir jou sê, God gee werk, man. In die naam van Jesus is daar niks wat jou kan stop nie. Hy is ons koning. Hy is die een wat oorwin. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een, weet jy, ek sit op 'n stoep, hier buite by Van Tonnerstasie. Is 'n ou sandsteenstoep met hierdie groot slabs. En daar sit 'n vrou voor my. En Helen, dis haar van later. Sy sit voor my. Sy het 'n kanker. Sy is die een van 4 in Suid-Afrika wat daai kanker het. Sy het nie spietem nie. As sy huil, het sy nie trane nie. Sy het nie vog nie. Sy drink korkers so uit 'n bottel uit. Sy het altyd 'n klomp bottels water by haar. Sy sê vir my, pastoor, ek wil trou. Ek soek 'n man. Hierdie pastoor kyk aan so, hy sê, ek sê vir myself, Here, sy net bietjie mooier was. O, die hart van die mens. Die hart van die mens. Maar sy sê, pastoor, voor ek dood gaan, wil ek gelukkig wees. Daar op daai stoep, nooit vergeet nie. Toe vat ek daai 2 ou hande. En ek sê, Here, my God, U wat alles het, en oor alles beheer het, my God. Ek vra in die naam van Jesus, gee vir haar wat sy begeer. 2 maande later lê die foon, pastoor, gaan jy my trou? Boeta, toe het sy jou hank uitgeslaan, hoor. Ek sê vir jou, 6 maande later, toe sterf sy, gelukkig. Sy sê, was die beste 6 maande van haar lewe. Ek wil vir jou sê, waar dit onmoontlik gelyk het God voorsien. Halleluja. Ek staan langs 'n man se bed. Hy het beroerte gehad, hy's verlam aan die een kant. En ek praat met hom, Martin Duisel. Ek sal dit nooit vergeet nie, die skoonseun van Tannie Poppy Smit. Julle sal die ou tannie onthou in Bloemfontein, sy het so bolle gehad, sy was 'n spietkop. Tannie Poppy Smit. Sy sê vir my, pastoor, hy sê jy moet vir hom kom bid. Maar ek wil nie vir hom gaan bid nie. Want daar's mense by my huis, ek is nou lus vir koek en tee, en ons is nou net klaar met die bid hier, en ons gaan nou lekker kuier. Nou moet ek vir hierdie man gaan bid. Ek sê, Tannie, sê vir hom, kom môre. Sy sê, nee, pastoor. Hy wil jou vanaand sien, hy's in pyn. Ek ry, dit reën so liggies, ek stop sommer aan die verkeerde kant van die pad, spring uit my kar, het hardloop die tuinpaadjie op. Oom Smitty en Tannie Poppy staan daar by die voordeur. Hulle wag vir my. Ek sta by oom Martin se kamer in, hy's nie ver van die voordeur af nie. En ek sak daar langs hom neer, ek sê vir Martin, ek gaan vir jou bid, maar kom weer môre. Jy sien, ek maak verskoning. O, die hart van 'n mens is boos. Maar my God is getrou. O, halleluja, hy's getrou. En ek bid vir ou Martin, nie lank nie man, want ek is hastig. Ek sê in die naam van Jesus, word gesond. Dit is 'n baie lang gebed nie. En ek staan op, ek strek my uit, ek staan op. Ek sê, Martin, ek gaan jou weer môre sien. En ek stap uit die kamer uit. En hier staan Tannie Poppy en oom Smitty in die gang. Hulle sê, pastoor, hoe lyk hy? Voordat ek 'n woord kon sê, 'n woord, toe skree daai man, Dries! Dries! My rug word so hol. Jy weet, voel asof iemand lang naal so in jou vat. Word so half bang. En die volgende oomblik skree hy, ek is gesond! Ek is gesond! Daai Sondag toe staan hy man voor in die kerk en getuig. Ek wil vir jou sê, by my God is niks onmoontlik nie. Maar weet jy, Satan wil hê jy moet twyfel in die naam van Jesus. Want ek en jy spreek nie meer die Satan aan, of die siekte, of die probleem in die naam van Jesus nie. Jy weet, ons het al so geword, dat ek en jy al bang word. Want mense dink dit is jy weet. En nou wat gaan hulle sê as ek bid, en hy word nie gesond nie. Ek wil net vir jou iets sê, dis nie jy wat gesond maak nie, dit is Jesus.
Maar jy moet die geloof openbaar om in die naam van Jesus dan iets te doen, man. O, ek dank God vir my voorgangers. Ek het in die kerk groot geword en ek dank God vir manne en vroue wat die Here gedien het. En weet jy, as ek hulle eendag in die hemel kry, want ek gaan hulle in die hemel kry, ons gaan party hou, man. Ons gaan party hou, want ek gaan bly wees om hulle te sien. En ek gaan vir hulle dankie sê, vir dit wat hulle in my lewe geïnvesteer het. Ou Ontok Swart, hy het so 'n paar vingers gehad, want hy het sy vingers verloor in die myn. Hy nou dan die tok, dan sing hulle, metydmal is daai gitaar so vals, sit ons daar, dan bid ons, en sê ons, ag Here, so hoop hier is vandag besoekers nie. Maar dan sing hy, hulle sing, dan raak hulle so weg, net, en dan voel jy, dan raak die gees van God vaardig, uit 'n vals gitaar. Wonderlike mense. En eendag, toe stoot hulle daar tannie in met 'n reisstoel. Ons geweet, sy's lam. Want ons het elke dag gesien in die dorp, sy's in 'n reisstoel, sy's lam, almal sê sy's lam. En hulle bring haar in die kerk in. Nou pastoor Nico Botha, klim van haar hoë preekstoel af. En hy kom af, en hy vat haar in die hand, en hy sê, in die naam van Jesus, staan op. En sy staan op. Johnny Ronnie, was julle daar gewees? Hulle was daar. In die naam van Jesus, weet jy wat? Ons het begin vergeet, dat die naam van Jesus alles gemaak het wat ons sien. Die sienlike en die onsienlike dinge, die woord van God, sê alles het deur hom ontstaan. Ons het vergeet wat die krag is van sy naam. Want weet jy, hy sê vir daai klomp demone, kom uit hom uit, en hulle vaar uit hom uit. Hy spreek die see aan, hy spreek die wind aan, en dit word stil. Hy sê vir die blinde man, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hy sê dat ek kan sien. Hy sê, laat dit so wees. En die volgende oomblik, toe sien hy, prys die Here. Ek wil vir jou sê, Jairus staan daar, sy dogtertjie is dood. Hulle sê vir hom, jou dogtertjie is dood, moenie die meester pla nie, kom huis toe, laat ons kan aangang met die reëlings. En die Here vat hom in sy skouer, hy sê vir hom, glo net, en hy staan doodstil, en hy volg die Here Jesus. En weet jy wat gebeur? Hy gryp haar aan die hand, en hy sê vir haar dogtertjie, ek sê vir jou, staan op, en sy staan op. Petrus en Johannes is op pad kerk toe. Hulle gaan nou lekker bid, saam met die boeties en die sissies. Ek dink hulle was net so klomp soos ons, weet jy. Hulle was baie bly as hulle by mekaar kon kom, en saam bid, en die Here aanroep. En toe hulle stap, toe die duiwel daar 'n ou neergesit wat krepeel is. Ek dink hy was in die tyd van die Here Jesus ook daar. Maar weet jy, die Here Jesus het hom nie gesond gemaak nie, want hy het gesê, later sal die kerk hom gesond maak. Gaan hom los vir hulle. En nou sit die duiwel, hy het daai ou gebring, jy weet, hy sit hom al by die deur, man. Jy moet amper oor hom val, jy weet. Nou sê die duiwel, ek het julle gekry. Maar ek dank manne, ek dank God vir manne. En nou Johannes, nou Petrus stap af by volgende, ek steek hulle vas. En die ou dink, wow, vandag gaan ek geld kry. En hy tel hy blikkie op en hy skud hom so. Hy sê, almoesie vir 'n bedelaar. Petrus en Johannes kyk hom stip in die oë. Nou Petrus, daai ou wat vir 'n jong tienermeisie gesê het, ek ken hom nie, man. Ek ken hom nie. Kyk hy ou so stip in die oë. En hy sê vir hom, goud en silwer het ek nie, maar wat ek het, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop, en hulle gryp hom aan die hand, en sy voete het sterk geword. Weet jy wat doen hy? Die woord van die Here sê, het rondgeloop en gespring. Nou kyk, ou wil dit nie doen, spring met swak enkels nie. Nee, hy spring,
Want die naam van Jesus het aan hom opgewek, die krag wat toe Here Jesus uit die dood uit opstaan, daai krag daar die voete gevul, en daardie man kon loop. Jy sit vanoggend hier, en jy's dalk die bedroef. Jy sit vanoggend hier en jy voel, my God, het jy van my vergeet? Here, hoekom hierdie probleme en hierdie probleme en hierdie probleme? Here, ek loop nou al so lank met hierdie siekte. Ek wil vir jou sê, God het 'n datum en 'n tyd, hoor. Ek wil vir jou sê, Satan se werke het 'n vervaldatum. Prys God daarvoor. En ek sê nou vandag vir jou, een van die vervaldatums is vandag. Vandag. Ek wil jou vandag sê, jy moet nie Satan se leuns glo nie. Jy moet God glo. Wanneer hy vir jou sê, hy het sy seun gestuur, dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy bloed het daar vir ons vergifnis van sonde gekom. Ek wil vir jou sê, God lieg nie, dis die waarheid. En ek wil vanoggend vir jou sê, die Here wil 'n einde maak aan jou probleme, die aanvalle wat jy beleef. Hierdie stupid duiwel wat loop en jou allerhande nonsens vertel, die Here wil vandag sy mond toedruk. En die Here wil hê jou mond moet oopgaan met sy lof, en dat ons God 'n bietjie vereer vir die groot dade in sy lewe, in jou lewe. Daarom wil ek jou vanoggend vra. En kyk, jy kan stil sit in jou stoel, ek gee nie om nie. Maar as jy vandag glo dat Jesus se werk aan die kruis voltooi is, daar is nie nog iets wat hy moet doen nie, want die woord van die Here sê dis voltooi. Kan jy vandag die kwitansie kom haal, dat God vir jou gaan voorsien. Nou, hoef jy my nie te glo nie. Ek sê vir jou, die Here wat ek ken, voorsien geld. Ag, pastoor, ek weet nie of die Here vir my kan voorsien. Sien jy, hierdie verhoog was toegebou. Daar was 'n muur gewees, daar agter was kantore en bidkamers. En daar deure uitgegaan en daar te deure uitgegaan. Want die suster se kant was hier en die broer se kant was hier, bidkamers. En die pastoor wat hier was, kort daardie jare R200. Dit was daardie jare salaris, R200. En hy kom kerk toe op 'n Saterdagoggend. Hy gaan in die bidkamer en hy sluit die deure. Hy sê, Here, ek het R200 nodig vandag. Here, asseblief, u moet vir my R200 voorsien. Man, jy moet jou nie toesluit nie. Jy moet rondloop. As daar iemand is wie jy R200 kan gee, is jy dan naby. Nee, nie hierdie man nie. Hy sluit die deure toe. Hy maak dit onmoontlik. En hy sak daar neer en begin na God roep. Op sy knie roep hy na die Here. En hy roep in trane na God. En toe hy weer slag sy oë oopmaak en die trane afvee, toe lê daar 'n R200, nie daai jare 'n noot nie, dis 'n nuwe ding gewees, R200 noot. Lê daar 50s, 4 van hulle so op mekaar. Dit was die hoogste noot wat ons gehad het in Suid-Afrika daai jare. Lê daar 4 op mekaar. Deure gesluit. Niemand kon inkom nie. Maar die God van hemel en aarde het sy seun Jesus gestuur, want hy sê, ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Lewe in oorvloed. Halleluja.